gaan vir jou vra om jou Bybel oop te maak by die boek van Lukas, die 23ste hoofstuk. Is jy lief vir die Here? Amen. Amen. Is jy lief vir die Here? Is jy lief vir sy woord? Ek is bly daar so harde amen. Okay, so dan gaan jy nie omgee as ons in Genesis begin vanmôre en Openbaring gaan eindig nie. Amen. Jy gaan nie 'n probleem daarmee as ons die hele Bybel gaan deurwerk nie. Jy het dan nou gesê jy is lief vir die woord. Alright. Nee, daarom nie. Lukas die 23ste hoofstuk. Jy kan hom so lank oopmaak daarby. Ek gaan met jou 'n klomp skrifte deel vanmôre. Ek het vanmôre vir iemand gesê, jy weet, mense het baie keer 'n plan in jou eie hart. Jy het 'n idee, maar die oomblik wanneer jy gaan stil raak en net sê, Here, kom lei my net. Kom vat U net beheer. Dan kom sit die Here alles in beheer soos hy dit wil hê. Dan kom structure hy alles soos hy dit wil hê. So ek gaan vanmôre met jou 'n klomp skrifte deel, soos die Here dit aan my gewys het gisteraand in my voorbereidingstyd, en ek glo die Here gaan vir jou 'n besonderse woord gee. Die tema van vanmôre se woord, eintlik die tema van die konferensie is, die kruis is nie jou einde nie. Die tema is, die oorwinning is joune, want jou vloek is gebreek. Glo jy dit vanmôre? Die oorwinning is joune, want jou vloek is gebreek. Loof die Here. Ek gaan vra dat hulle vir my 'n kort videoklip net speel as 'n song. Luister asseblief daarna, moenie veel aandag gee op die graphics nie, maar luister in besonder na die woorde. Before the nails, before the sorrow, before the sky began to cry, there was a road through silent suffering, where love was walking toward its death. Every step was filled with mercy, every breath carried our shame, and the weight of all creation rested on His holy frame. And through the dust of that long journey, a truth began to rise. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. From the garden to the trial, from the beating to the crown, He was walking through the darkness so we wouldn't be cast down. It was the journey to the cross, where love was lifted high, where the innocent was broken so the guilty could have life. It was the journey to the cross, where mercy paid the cost, and the blood that fell like healing rain redeemed the souls once lost. Through the streets of condemnation, with the cross upon His back, every fall was filled with purpose. There was no turning back. The crowd was shouting in the distance, but His silence spoke of grace, and the thorns upon His head could not steal His saving face. And the hill of crucifixion stood beneath the darkened sky. Father, forgive them, for they know not what they do. Through the nails and through the suffering, through the darkness and the cry, He was carrying our redemption as the Lamb prepared to die. It was the journey to the cross, where love was lifted high, where the innocent was broken so the guilty could have life. It was the journey to the cross, where mercy paid the cost, and the blood that fell like healing rain redeemed the souls once lost.
came the light of all mankind. For the one who died in suffering, left the grave and rose in time. And the stone that sealed the silence could not hold the risen King. He is not here, he has risen. Every step, every scar, every drop of blood was love. It was the journey to the cross, where death was overcome, where the grave lost all its power and salvation had begun. It was the journey to the cross, where hope was born again, and the King who wore the thorns now forever reigns as King. It was the journey to the cross that changed my destiny, for the road that led to Calvary now leads to victory. Wow. Wow. Ek het met 'n doel daardie lied vir jou gespeel voor ons na die woord toe gaan. Want ek wil hê jy moet die omvang van hierdie naweek jou eie maak. Begin reeds Vrydag met Goeie Vrydag, waar ons sy ultimate sacrifice geselebrate het aan die kruis. Waar ons vandag is by Opstanding Sondag. Daarom wil ek jy moet saam met my lees Lukas die 23ste hoofstuk vanaf vers 33 en ek gaan vir jou enkele verse lees en ek gaan vorentoe gaan soos die Here my gelei het. Vers 33 sê, en toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. Vers 34, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vers 38, en daar was 'n opskrif, sê saam met my opskrif, bokant hom geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. Vers 44, en dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. Vers 45, en die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hand gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Die parallelle gedeelte in Johannes, die 19de hoofstuk vers 30 sê hy het uitgeroep, tetelestai, dit is volbring. Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Vers 50, Lukas 23:50 sê, en daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die raad, goeie regverdige man, en hy het nie met hulle raad en handelswyse saamgestem nie, van Arimatea, 'n stad van die Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het. En hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en dit afgehaal en in linne toegedraai, en dit neergelê in 'n graf, wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie. Lukas 24:1. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en die ander saam met hulle by die graf gekom, en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blinkklere, en toe hulle baie bevrees geword met hulle aangesig na die aarde gebuig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Kerk, ek wil jy moet verstaan vanmôre, daar's geen manier hoe jy vrede en lewe in die dinge van die dood kan vind nie. Daar's nie 'n manier hoe jy oorwinning kan vind in die wêreldse dinge nie. Soms soek ons soveel vervulling in die sonde of gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons soek God op plekke waar hy nie is nie. Ons hou vas aan godsdienstige praktyke en soek lewe daarin. En ek wil vanmôre vir jou sê, hou op om jou antwoord te soek in die dooie plekke. Hou op om vas te hou aan wat verby is. Jesus het opgestaan en hy roep jou vanmôre om op te staan in daardie oorwinning.
Sleutelteks vanmôre daarmee saam, Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dan kan jy blaai na Kolossense die 2de hoofstuk. Kolossense 2. Vers 6 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Vers 10, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Glo jy dit vanmôre? Yes, vers 12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dood uit opgewek het. Vers 13, en julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al julle misdade vergewe het. En vers 14, die skuldbrief is wat teen ons was, met sy insettinge wat ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hierdie naweek is Pasnaweek of Pasga naweek. Vir baie in die wêreld net nog 'n lang naweek. Net nog 'n feestelike tyd. Tyd om met vakansie te gaan. Tyd om te gaan rus, want ons is moeg. Ek wil dit vir jou sê, soos Adrian Woensdag aand ons bedien het, jy kan maar gaan rus probeer vind in al hierdie wêreldse dinge. As jy nie rus gaan vind in die Here nie, gaan jy geen rus in jou lewe beleef nie. As jy nie die vrede van die Here jou rus gaan vind nie. Jy moet verstaan, vir die wêreld is dit net nog 'n lang naweek, maar vir my en jou as kind van die Here, is dit sekerlik die belangrikste feestelikheid wat ek en jy vanmôre herdenk. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit gaan nie net daaroor om dit te herdenk nie. As ek en jy nie vanmôre weer eens die volle omvang en die impak van wat gebeur het 2000 jaar terug aan daardie kruis op Golgotha in my en jou lewe kom aktiveer nie, gaan dit net nog iets wees in geskiedenis wat ons herdenk. Wil jy moet verstaan vanmôre, daarom is dit noodsaaklik dat jy dit vanmôre weer jou eie sal maak en kom aktiveer sodat jy die krag daarvan kan beleef. Hoekom? Die Bybel sê in Galasiërs 3 vers 11, die B-gedeelte, want die regverdige sal deur die geloof lewe. Wat beteken dit? Dit beteken om dit wat hierin staan as jou waarheid te aanvaar en daarvolgens te leef. Dis wat geloof is. Dit te aktiveer in jou lewe. So verstaan vanmôre, sonder dat jy en ek die volheid van hierdie gebeurtenis doelbewustelik, intentioneel in ons lewe gaan aktiveer, deur geloof, gaan ons nie die heerlikheid daarvan erken en beleef in ons lewe nie. Dit was nie net nog 'n gebeurtenis nie. Maar jy moet verstaan, dit is die totale hemelse deurbraak waarvoor die Jode vir bykans 4000 jaar gewag het. Dit was die total turning point in die mens se lewe. Dit was dit waaroor God self geprofeteer het in Genesis 3 vers 15 toe hy gesê het, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis so groot omswaai dat ons die begin daarvan dit proklameer. Hierdie is die Nuwe Testament. Die nuwe verbond wat my en jou bevestig as 'n kind van die Here. Jy sien kerk, jy moet verstaan. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde, wat beteken sonde? To miss the mark, to miss God's plan, to miss His purpose, His intent. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, dood beteken separation between man and the source of life, net so het die dood ook tot alle mense deurgedring. Hoekom? Hoekom? Want Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Wat beteken dit? Die betaling van sonde, the payment of sin is death. Maar dank die Here,
Romeine 5 vers 15 sê, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd gesterwe. Op die regte tyd, kerk. Op die regte tyd. Maak dit jou bly vanmôre? Jy moet verstaan vanmôre, die Bybel verklaar dit. One can only be justified from sin through death. One can only be justified from sin through death. Waar kry ek dit? Romeine 6:7. Want hy wat gesterf het, en let op, die hy is nie 'n hoofletter nie, het verwys nie na Christus nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Die King James Version sê, for he that is dead is freed from sin. Die enigste justification vir sonde is om te sterf. Amen. Want, hoekom? Die betaling, die loon van die sonde, is die dood. Jy sien, jy moet verstaan, toe Adam gesondig het, die 3 dinge gebeur. Nommer 1, skeiding tussen mens en God. Die volmaakte verhouding is versteur. Nommer 2, veroordeling, skuld en skaamte het ingetree en sy identiteit geword. Hy het gaan wegkruip, skuldig gevoel, in skaamte omdat hy sy skepingsdoel verruil het, gemis het, omdat hy sy posisie van autoriteit afgestaan het aan die een oor wie hy moes geheers het. Dood, geestelik en fisies, het vir die mens 'n vloek geword, wat op die ganse mensdom kom rus het. Die vloek het tot my en jou gekom. Jy sien, God het die mens gewaarsku in Genesis 2:16, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Hoekom nie? Hy sê, don't consume it. Die Hebreëse woord is akalheb, wat beteken, don't feed on it. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jy moet verstaan vanmôre, kerk, garbage in, garbage out. What you feed on is what will influence you and what you will live out. So don't consume it, don't feed on it, want dan sal jy sekerlik sterwe. Wat jy moet verstaan vanmôre, hierdie was 'n goddelike uitspraak. Dis 'n judgment wat deur God self gevel is. Dis 'n goddelike uitspraak of gevolg wat straf, beperking of skeiding bring as gevolg van sonde, ongehoorsaamheid of die breek van 'n verbond. Nou ek weet nie of jy dit weet nie. Hierdie sin wat ek nou vir jou hierso gelees het, is die definisie van wat 'n vloek is in Bybelse terme. Kom ek lees dit weer vir jou. 'n Vloek is 'n goddelike uitspraak of gevolg wat straf, beperking of skeiding bring as gevolg van sonde, ongehoorsaamheid of verbondsbreek. Die Engels praat van a curse is a solemn utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm, punishment on someone or something. Het God die mens gewaarsku? Het God gesê, daar sal 'n judgment wees? Daar is 'n punishment wat op jou lê die oomblik wanneer jy gaan kies om te consume die dinge van die wêreld, die dinge van die vyand. So jy moet verstaan vanmôre, dis 'n regsaksie. 'n Vloek is nie net 'n emosionele ding nie, dis 'n regsaksie, soos 'n regsoordeel. En ek wil dit vanmôre vir jou illustreer. En nie kan ek jou gevra om by my te kom staan. Hy het nie geweet ek gaan dit doen nie. Nou Henny was vir, hoe lank? 41 jaar. 41 jaar was hy 'n polisieman en hy het hierdie jaar of hierdie week afgetree wat verby is. Henny, ken jy hierdie dokument? Aha. Wat is dit? Dit is om te wys dat daar iemand is aangekla vir 'n misdaad en as jy hom sou omlaai, sou jy die dossier aan die ander kant kry en daar sal jy die klagte kry waarvoor hierdie persoon aangekla is.
Dis 'n klagstaat, dankie Henny. Dis 'n klagstaat. Dis die staat waarop die klagte, wanneer iemand gearresteer is, voor die landdros gelê word. En die oortreding van hierdie persoon wat reg staan vir hierdie misdaad, is hierop aangeteken. En dit gaan ook op hierdie klagstaat wees, waar die landdrofs sy bevinding gaan neerskryf. Skuldig of onskuldig. Dis die klagstaat. Dis die vonnis. So ek wil weer vir jou sê vanmôre, die vloek in die konteks van die Bybel, is nie net 'n emosionele saak nie, dit is 'n regsaksie, dis 'n klagstaat, wat teen my en jou uitgebring is, en wat jy moet verstaan vanmôre, wanneer God dit uitgespreek het, is dit die regverdige reaksie op sonde. Naamlik die dood. Dit werk binne God se regstel van geregtigheid. Jy moet verstaan vanmôre, dit is nie net 'n straf nie, dis ook 'n toestand. Dis soos 'n virus wat in die bloedstroom is. Jy doen nie net sonde nie, jy dra dit ook. Dis hoekom Paulus sê, hier's 'n swakheid in hierdie vlees. Die dinge wat ek nie wil doen nie, as ek my kry, dan doen ek dit. En ek het 'n stryd binne my, die vlees teenoor die gees. Hoekom? Want daardie vloek lê in hierdie vlees. Daardie swakheid lê in hierdie vlees. En dit beperk my om te kom by dit, waarby die Here wil uit hê. Jesaja 59 verklaar dit, hy sê dit is juist dit, wat 'n skeiding bring tussen my en God. Die ongeregtigheid in my en jou lewe, vra hy dit nie. Hy sê, is God se oor te ver om te hoor? Is sy arm te kort om uit te reik? Nee, stellig nie, maar dis julle sondes en ongeregtigheid, wat die skeidsmuur geword het, tussen my en julle. Jy sien, dit laat ons ontbreek aan die heerlikheid van God, die lewe wat God vir my en jou instoor het. Dis kom hy verklaar in Romeine 23, almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Die heerlikheid, die sigbare manifestasie van God se teenwoordigheid, die teenwoordigheid van sy krag, die teenwoordigheid van sy karakter, die wesenlike openbaring van God se grootheid in my en jou lewe. Wat is die gevolg? Mense, ek wil jy moet vir 'n oomblik net hierna luister. Wat is die gevolg van hierdie vloek wat op die mens kom rus het? Nommer 1, geestelike gevolge. Skeiding tussen mens en God. Geestelike dood. Verlies van intimiteit met God. Hardheid van die hart. Skuld en veroordeling. Daardie gevoel van jy's ver van God. Jy beleef geen vrede nie, jy het geen vrymoedigheid om tot God te nader nie, selfs nie eers om te bid nie. Is iemand wat weet waarvan ek praat? Ek gaan my hande en my voete opsteek, kom aan. Emosionele gevolge, skuldgevoel en skaamte, vrees en angs, depressie en innerlike leegheid, gebrokenheid, 'n identiteitskrisis, geen vrede nie. Daardie konstante stryd in jou gedagtes en jy sukkel om rus in die Here te vind. Fisiese gevolge. Wil jy moet verstaan vanmôre, sonde kan selfs jou siek maak. Hoor gou mooi, dit beteken nie alle siektes is as gevolg van sonde nie. Jy moet die onderskeid tref vanmôre. Maar sonde kan jou siek maak. En Eksodus 15 vers 26 sê hy sê, gaan sê vir die volk, as hulle sorgvuldig na my woord luister, dan sal ek hulle gesond hou, en nie een van die siektes en die pla wat oor Egipte gekom het, sal oor hulle kom nie. Sonde kan jou siek maak. Mens beleef siekte of swakheid, uitputting, stresverwante probleme, verslawing wat die liggaam vernietig, selfvernietigende gedrag as gevolg van sonde. Wat is die impak op ons verhoudinge? Sonde verbreek verhoudings met God en die mens. Dit lei tot konflik en verdeeldheid, gebroke huwelike, gesinne, wantroue en seer. Dit lei tot isolasie, 'n konstante stryery, afstand tussen mense en eensaamheid. Mense, klink hierdie goeie realiteit? Is dit wat ons beleef? Kan jy dit verstaan vanmôre? Sonde beïnvloed jou hele lewenspad, die verlies van seën en vrugbaarheid, slegte besluite, gebonde leefstyl, oop vir die vyand se invloed, en dan uiteindelik lei dit tot die dood.
Maar ek wil jy moet verstaan vanmôre, hierdie goed is nie vanmôre om jou foute uit te wys nie. Dis ook nie vanmôre die maatstaf waarvoor wat ek en jy moet gebruik om ander te oordeel. En jy sien, die Bybel sê, op die regte tyd, Galasiërs 3:13, het Christus ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons die vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang, vers 14, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus, en dat ons die belofte van die Gees deur geloof kan ontvang. Daarom het hy uitgeroep, tetelestai, dit is volbring. Daardie vloek is aan die kruis vasgenaal. En ek en jy hoef dit nie meer te dra nie. Ons hoef nie meer die gevolge ons eie te maak vanmôre nie. Ons kan opstaan vanmôre in die oorwinning, want die graf is leeg. En omdat hy leef, leef ek in oorvloed vanmôre. Kom aan kerk. Tetelestai, hier het my aandag gegryp hierdie week toe ek dit sien. A single word with 3 powerful meanings. Hy's dalk bietjie klein daarop. Maar wow, dit was my so impak gewees. Jy moet verstaan vanmôre, daar's 3 dinge wat dit verteenwoordig, hierdie enkele woord. Nommer 1, it's a business contract that says the price is paid in full. Kolossense 2 vers 14, he says, he blotted out the handwriting of our ordinances by nailing it to the cross. Die skuldbrief, dit wat ek geskuld het, is uitgevee. En daar's oor geskryf, tetelestai, paid in full. My en jou naam was op die skuldbrief. My en jou naam was op hierdie skuldbrief. En hy het aan daai kruis dit vasgenaal. Ek moes vanmôre 'n hamer en 'n spyker gebring het, maar ek's bang ek slaan daai kruisstukkend. Hierdie skuldbrief is aan die kruis vasgenaal. Paid in full. Second one, it's a case closed. A judicial context. Wat sê, case closed, sentence served. Jy sien, jy moet verstaan vanmôre, die straf wat ek en jy moes verdien, het hy reeds uitgedien. Die straf is reeds uitgedien. Dis so goed soos jy sit in die tronk, 'n verhoor afwagtende, klaar skuldig bevind weens die misdade, gevonnis tot doodstraf, en onskuldige kom in, want iemand moes die prys betaal vir daardie misdaad. En hy kom en hy sê, ek sal sterf in jou plek. En al het jy die misdaad begaan, hoef jy nie meer te sterf nie, want iemand het klaar daardie judgment gedra. Tetelestai. Derde een, it's a in military context, it means mission accomplished. The battle have been won. Kolossense 2 vers 15 sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het, en hulle nie openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hoekom? Want die Bybel verklaar 1 Johannes 3 vers 18, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Mission accomplished. It is finished. The battle is over. Hebreërs 2 vers 10 sê, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, Christus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom, die duiwel, tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. En almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood, aan slawerny onderwerp was. Kerk, die vloek is gebreek. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Elkeen kon bevry. Jy's vry vanmôre. Met verstaan vanmôre, Jesus het jou skuldbrief geneem. Hy het dit aan die kruis vasgenaal. Hy het dit openbaar kom vernietig mense, en hy daaroor kom verklaar, ons praat nie weer daaroor nie. It has been paid. Kom aan. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, it has been paid. It has been paid. Uitgewis, gekanseleer, sê hy. Daarom kerk, hoor dit vanmôre, jou kruis is nie jou einde nie.
Jou stryd is nie jou einde nie, jou deurbraak is hier, want die vloek is verbreek. En omdat hy lewe, het jy lewe in oorvloed vanmôre. Die kruis het soos 'n nederlaag gelyk. Die graf het soos 'n einde gelyk. En die hel het 'n vinnig fees gevier. Want op die 3de dag het alles omgedraai. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Kerk, hy het opgestaan. Die vloek is verbreek, hy het opgestaan. Jy moet verstaan vanmôre, die opstanding is 'n regtelike oorwinning. Dis 'n geestelike oordrag en die vrystelling van God se krag en mag in my en jou. Daarom kan ek dit verklaar. I'm no longer a slave to sin. No longer a slave to fear. I'm no longer a slave to death. I'm no longer a slave to the curse of sin, because I am the child of God. Daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. No condemnation. The curse is broken, and we have perfect liberty. You need to get this morning. The curse has no power over you anymore. Sin has no power over you anymore. The symptoms of the curse has no power over you anymore. Death has no power over you anymore. Hoekom? Want die Bybel sê 2 Korintiërs 5:17, almal wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Jy het 'n nuwe DNA, jy het een geword met hom. I'm no longer connected to the old Adam anymore. Ek is aan Jesus Christus verbind en ek dra sy DNA. En omdat hy leef, leef hy binne my en jou. Ek is uit God gebore en ek dra sy DNA. Sien Romeine 6:4 sê, die dag toe ek tot wedergeboorte gekom het, deur die bad van wedergeboorte gegaan het, is ek saam met hom begrawe in die dood, sodat ek net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, en so in 'n nuwe lewe kan wandel. Gaan lees die Bybel, mense. Ek is opgewek in heerlikheid. Hoor jy wat ek sê? Jy's opgewek in heerlikheid, kerk. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Kolossense 2:12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dood uit opgewek het. Vers 6. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. As jy weet hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het die vloek verbreek, dan moet ek en jy dit leef. Dan moet dit my in jou verklaring wees, dit moet my in jou getuie wees, dit moet my in jou proklamasie wees. Ek en jy moet wandel in daardie sekerheid van die hart. Vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Hoekom? Omdat sy gees binne my en jou kom woon het. So wandel so in hom. Ek is amper klaar. Amen. Glo jy dit vanmôre? Kom aan. Wat beteken dit? Hier's 'n paar dinge wat die Here vir my gewys het om vir jou te sê vanmôre. Nommer 1. Don't be enslaved again. Don't be enslaved again. Moenie toelaat dat die duiwel jou weer onder die mag van die sonde plaas nie. Moenie weer dat die leuns van gister jou kom vasboei nie. You've been set free. Moenie weer dat die opinies van mense jou kom enslyf nie. Moenie weer dat die bitterheid en seer van onvergifnis jou 'n slaaf maak nie. It will kill you. Get rid of the curse. Get rid of the curse. Nommer 2. Don't accept what you are supposed to deny. Jesus did it as well. Jy sien, hulle het hom gevat en van daardie kruis afgehaal, het hulle daai liggaam afgehaal en doeke toegedraai en hulle het hom in daardie graf neergelê. En die vyand het dit aan hom voorgehou. Dis jou destiny. Dis wat jy sal wees vir ewig verby. En Jesus het gesê, I don't accept it. It is not mine. The curse of sin is broken. The price have been paid. Graf, jy het geen houvas meer oor my nie. Don't accept what you're supposed to deny. Don't accept what you're supposed to deny.
Miskien moet jy dit vanmôre bietjie beoefen. Sê bietjie saam met my, no thank you devil. Dankie. Jy kan sê nee, dankie. Ons is nogal begaafd, nee, of gemanierd om te sê dankie ook. Nee, ek moet dit dalk begin uitroep wanneer die duiwel daar die leuen voor jou sê, nee, ek vat dit nie. Nee, dankie duiwel. No, thank you. I don't want it. I don't need it. I don't accept it. I will not allow it. Jy moet dit kry vanmôre. Jesus did not only die for the symptoms, he died for the root of the symptoms. And if he died for the root of the symptoms, so should you and I. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre. Jesus wil vir jou sê vanmôre, the curse have been broken. Get this, it ended with me. It is finished. It ended with me. The hold the devil has on you, he ain't have no more. The grave is empty. You see, you need to understand, the empty grave is heaven's declaration that the price have been paid. Wat beteken dit vir my en jou vanmôre? Daar is geen veroordeling meer nie. Jy is nie meer skuldig nie. Jy moet verstaan vanmôre, dit beteken nie ek en jy gaan nie weer iets verkeerd doen nie. Hoor jy mooi? Maar die Bybel sê die natuur van die sonde heers nie meer binne my en jou nie. En ek het die vermoë om daardie goed van afstand te doen. Jy moet dit verstaan vanmôre. Geen skeiding meer nie. Jy het toegang tot God. Daardie verhouding is herstel. Kerk, ek wil dit so radical maak om vir jou eintlik te sê, as ek en jy nie dit gaan aanvaar en ons eie gaan maak en gaan toetrede tot die teenwoordigheid van God nie, dan is dit so goed soos ek en jy maak daardie prys aan die kruis null and void. Hoekom? Toe hy die prys betaal het, is die voorhangsel wat die skeiding gebring het tussen die heerlikheid van God en die mens, is geskeur en die mens het vrye toegang tot sy troon. Dis waar ek en jy behoort te wees. Dis waar kan jy behoort te wees. Hoekom? Was dit nie waar Adam homself bevind het voor die sondeval nie? Was dit nie God se gees wat hom lewe gegee het nie? Sodat hy dit kan uitleef nie? Was nie God se presence, sy heerlikheid, sy lig wat Adam verlig het, sodat hy dit kan uitleef nie? Kerk, verstaan dit vanmôre. Daar's geen manier dat ek en jy Christus kan leef nie. Om die waarheid te sê, ek het laasweek vir jou gesê, dit is wat Christendom eintlik beteken. Christ living himself out through me and you. Dis wat Christendom is. En ek kan dit net doen wanneer ek in sy teenwoordigheid leef. Moet verstaan vanmôre. Daar's geen gebondenheid meer nie. Sonde het nie meer beheer oor jou nie. Die simptome van die vloek het nie meer beheer oor jou nie. Jy is nie meer dieselfde persoon nie. En omdat die vloek gebreek is, kan jy weer deur sy gees, kan hy weer deur sy gees in my en jou kom woon. Ek wil vanmôre vir jou vra, is daar lewe in Christus? Kom aan kerk, is daar lewe in Christus? Maak so, dan is daar lewe in my en jou. Hallo? Is daar vanmôre genesing in Christus? Amen? Dan is daar genesing binne my en jou. Glo jy dit vanmôre? Is daar vanmôre oorwinning in Christus? Dan is daar oorwinning vanmôre binne in my en jou. Is daar vanmôre krag en autoriteit in Christus? Dan is daar vanmôre krag en autoriteit in my en jou, want die vloek is gebreek. So ek wil jy moet vanmôre saam met my hierdie verklaring maak. Worship span asseblief op die stage. Baie, baie dankie. Kom staan saam met my. Ons is klaar. Maak dit jou opgewonde? Die vloek is gebreek, kerk. Loof die Here. Kom, sê saam met my, die vloek is gebreek. Nee, ek hoor jou nie, die vloek is gebreek. Ek is vry. Ek is nie meer veroordeeld nie. Ek het opstandingslewe in my. Die vloek is gebreek. En omdat hy lewe, lewe ek en jy. Loof.